Hart, hartelijke goeienaand, my liewe vriende, kennisse, collega's in hierdie evangelie van Christus Jesus, onze Heer, onze Meester. Uh, my woord vanavond wil ek graag thema met die, of titel met die volgende: jy sal nooit weet as jy nie probeer het nie. Met ander woorde, jy sal nooit weet wat in jou steek as jy nie dit wat binne jou is, binne jou opgesluit is, na vore bring nie. Amen. Terloops, Jeremia 29 vers 11 sê die volgende: ek weet wat 'n plan ek aangaande jou het. Amen. En weet jy, as ek hierdie teks mooi verstaan, lees, dan wil die Here eintlik vir ons vanaand sê dat daar so baie binne jou opgesluit en ons beperk onsself. Ons beperk onsself. Jy kan baie hoë hoogtes haal, maar omdat jy twyfel in jou abilities, gaan jy eerder nie probeer en kanse waag om dit wat in jou opgesluit is, na vore te bring. Jeremia sê, hy sê, ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Amen. So, ons moenie onsself limit nie. Dit is Israel wat sê, take the limits off. Amen. En dit is koud hier buite. Hier buite is mense besig om te verklein. Hier buite is mense besig om, jy weet, swaar lewe te hê, omdat hulle nie, dit wat in hulle is, na vore bring. Dink net daaraan. Ek gaan nou die teks lees. Dink net daaraan, die ou wie verwarmers geontdek het. Amen. Hoe ryk is hierdie man? Want hier in die winter soek almal 'n heater. Amen. En die Here het hom daai gawe gegee om die heater te ontwerp en op die mark te sit. As hy moes getwyfel het in sy abilities om 'n heater te maak. Amen. En kreatief te dink om hierdie heater perfek te maak, sodat die uiteinde van die storie, dat hierdie heater huise kan opwarm. Mense kan voor die heater gaan sit as hulle koud kry, as gevolg van een man se vindingrykheid. As hy homself beperk het en gesê het, nee man, ek gaan maar nie probeer nie, dan sou ons vandag nog nie heaters gehad het nie. Amen. So elke mens op hierdie aarde het 'n hidden potentiaal. Amen. En dis dat jy nie weet wat dit is wat jy in baie goed is nie. Jy weet, maar jy wil net nie probeer nie. So jy sal nooit weet. Dit is my thema. Alvorens jy nie probeer het nie. Ek lees graag 2 Timoteus 1 vers 6. Toe ek my hande op jou gelê het, dis Paulus wat hy praat, het God jou besondere geestelike bekwaamheid gegee. Paulus sê vir Timoteus, toe ek my hande op jou gelê het. Amen. Het God jou 'n besondere geestelike bekwaamheid gegee. Hoor wat sê verder, omdat ek weet jy vertrou op hom. Want jy moet onthou om daardie bekwaamheid te ontwikkel. Amen.
Hoor wat sê die 7de vers? Want die Heilige Gees wat God ons gegee het, maak 'n mens nie lafhartig nie. Maar hoor wat sê hy, maar hy gee jou krag en liefde en selfdissipline. Nou sê die 8de vers, jy moet jou dan nie skaam om van ons Here te praat nie. Ek weet dat baie van ons mense wat bang is om oor die Here te praat. Amen. Baie mense is bang om oor die Here te praat. Amen. Maar weet jy, Paulus sê hier vir Timotheus, omdat ek my hand op jou gelê het, het die Here jou 'n besondere geestelike bekwaamheid gegee. Amen. Ek weet nie wat in jou opgesluit is vanaand nie. Maar weet jy wat, as die Here, as Paulus dit vir Timotheus kan sê, dan sê het vir my, daar is iets binne jou opgesluit. Iets wat vrugtevol of vrugte kan afwerp. Amen. Iets besonders wat mense weer uit hulle omstandighede kan uitlig. Iets wat mense weer kan motiveer en te sê, as die Here dit vir jou kan gedoen het, kan die Here dit vir my ook doen. Amen. Halleluja. Ons grootste probleem, liewe vriende, is dat ons glo nie in onsself nie. Die probleem wat ons het, is 'n innerlike probleem waar ons onsself limit. En Israel sing in een van sy liedere, take the limits off. Amen. Raak ons slaaf van hierdie beperkings wat jy op jouself sit. As jy net aan dink, jy moes al baie ver gewees het al. Jy moes al miskien jou eie besigheid gehad het. Miskien is jy geregistreer, jou besigheid geregistreer, maar jy het nog nooit die ding regtig waar van plan in werking gestel nie. Jy sit met die besigheidsidee. Jy sit met die plan. Maar omdat daar iets is binne jou wat jou terug, kom hierdie plan van jou besigheid net nooit tevoorskyn. En so beroof jouself van finansies, jy beroof jouself om 'n produk op die mark te sit, wat jou stempel op het, jy beroof jouself van voorspoed. Maar ek het vanaand gekom om vir jou te sê, jy sal nooit weet, voordat jy nie begin het nie. Jy sal nooit weet wat in jou steek, my liewe vriende, voordat jy nie hierdie ding, wat die Here in jou hart geplaas het, voordat jy nie geboorte gee daaraan nie. Paulus sê, want die Heilige Gees wat God aan ons gegee het, maak ons nie lafhartig nie. Amen. Met ander woorde, moenie jouself limit om uiting te gee aan dit wat in jou hart is nie. Moenie jouself limit om uiting te gee aan die babatjie wat die Here in jou toevertrou het, om dit daar buite te sit nie. Jy weet, as jy 'n goeie spreker is, gebruik die gawe wat die Here jou gegee het, om die evangelie van God daar buite te kry. Amen. As jy 'n goeie invente is, jy hou af van om goedjies bymekaar te sit, moenie vir jouself limit om dit wat die Here in jou geplaas het, om die goedjies wat jy self maak, en jy weet, hierdie vingertjie wat binne jou is, jou hande werk, die manier hoe jy goed, maak, moet dit nie vir jouself hou. Sorg dat jy daar buite kom, want weet jy wat, dit kan weer vir jou voorspoedig maak en finansiëel uitgesorteer kry. Verstaan jy, ons mense sit met baie groot drome. Ons mense sit met baie groot planne. Amen. Planne wat hulle
wat hulle toekoms in 'n beter rigting in kan stuur. Hoor wat sê Jeremia, en dit is vir my fenomenaal om hier aan te dink. As ek hierdie teks, die 11de vers lees, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Hy weet dit. En weet jy wat, omdat hy weet wat hy vir jou beplan, maak jy jouself, jy maak jou eintlik self, jy weet, bring self 'n nadeel binne jou. Jy bring self jou in die minderheid. Want die Here sê dan, ek weet wat ek gaan jou het. Amen. Ek weet wat 'n plan ek vir jou het. Hy sê, ek het planne van voorspoed en nie teenspoed nie. Maar dit is 'n baie dinamiese gedeelte hierdie. Hy sê, ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Amen. Hoekom moet ek myself beperk? Hoekom moet ek myself, jy weet, limit om voorspoedig te wees? Dit wat jy het, dit wat die Here vir jou gegee het, is nog nie daar buite nie. Die plan wat jy het in jou gedagte van wat jy graag wil doen, het niemand nog daar buite nie. Nou, hoekom kry ons nie dat die plan wat die Here jou gegee het, daar buite kry nie? Begin vindingryk word. Amen. As jy begin, gaan die Here sy stempel op jou sit. Hy gaan sy seën op jou sit. En jy sal die hand van God op jou lewe kry. Jy sal voorspoedig wees. Amen. Die ding wat ons by onsself sê, ons moet vir die ene week, ons moet vir die ene week, ons moet vir die ene week, ons moet, daar is 'n babatjie binne jou, wat wag om geboorte te gee. Amen. Kom ons begin te, hierdie ding wat die Here vir ons gegee het. Paulus sê, met die handoplegging, het die Here vir jou 'n besonderse bekwaamheid gegee. Amen. Nou wil ek vir jou sê, sonder die Here sal dinge vir jou baie moeilik wees. Maar wanneer ons die Here het ons 'n hoop, het ons 'n vertroue, ons het geloof om dit wat ons nie in onsself kan na vore bring. Weet ons met die hulp van die Here kan hierdie ding, halleluja, suksesvol wees. Indien ons die Here eerste stel. Kom my liewe vriende, ons het die ability, ons het die capacity, ons het die vermoëns. Kom laat ons hande begin vuil maak en ons begin dit wat die Here in ons hart gesit het. Ons begin produktief dink en produktief wees en ons sit die produk op die mark. Het sy 'n besigheid is, het sy die woord van die Here, het sy wat ook al wat die Here in jou hart geplaas het, kom ons kry dit daar buite, sodat mense kan sien dat die Here 'n waarmaker is van sy woord. Hy is nie persoon dat hy so lieg nie. Amen. En wat meer, die Here sal vir jou, wie die vindingryk geword het, die getuienis gee, dat jy het daar begin, daaronder. Jy het ook gedink soos ander gedink het. Jy het ook, jy weet, jouself geonderskat. Jy het ook hierdie ding wat in jou was geonderdruk. Maar die dag toe die Here raadpleeg, en sy, jy weet, jou vertroue in die Here insit, en jy begin met hierdie produk of hierdie ding wat die Here in jou geplaas het, toe vat die Here dit van krag tot krag, van sterkte tot sterkte. Vandag is jy getuienisdraer van wat die Here vir jou gemaak het, gedoen het. Daar's baie getuienisse daar buite. Raak een van die getuienisse en die Here seën jou vanaand. Ek glo die Here se woord vergeesel jou en ek glo dat dit wat die Here vanaand vir jou gesê het, dat jy gaan werk maak daarop. Jy is geregistreer. Jy het al jou besigheidsnommer. Jy het jou SARS-nommer. Amen. Maar jou produk is nog nie daar buite nie. Jy sal nooit weet as jy
nie probeer het nie. Die Here seën vir u. Kom, sluit die oë saam met my en ons vra God se seën oor sy woord. Hemelvader, dankie vir u woord. U is God en daar's niemand soos u nie. Dankie Here dat u vanaand met ons gepraat het en dat u ons vanaand weer aangespoor het. Dankie Here dat ons weet dat daar 'n besondere geestelike bekwaamheid binne ons opgesluit is. Help ons om geboorte te gee aan dit wat u in ons harte geplaas het. En ons eer u daarvoor, vir dit wat u doen, die seën van die Here daarop sal rus. En ons eer u met baie danksegging, sê ons amen. Mooi aand en lekker rus, die Here seën.